Welkom by hierdie verduideliking. Reg, stel jou dit voor. 'n Eindelose landskap van goue woestyne en magtige riviere. 'n Plek waar rykdom letterlik nie net in goud gemeet is nie, maar in kennis en mag. Sjoe, vandag gaan ons op 'n epiese ontdekkingsreis deur een van die rykste, magtigste ryke wat ooit bestaan het, die antieke koninkryk van Mali. En vir al die graad 7's daar buite wat hard leer vir daardie geskiedeniseksamen, julle is presies waar julle moet wees. Ons gaan nie net feite aframmel nie, ons gaan hierdie geskiedenis laat lewe. So, kom ons spring dadelik in met ons eerste groot vraag. OK, so hier is julle heel eerste eksamenvraag. Hoe groot dink julle was die koninkryk van Mali nou eintlik in die 14de eeu? Veral as ons dit met die res van die wêreld vergelyk. Was dit dalk net so 'n klein, onbekende streek of praat ons van iets baie, baie groter? Dink vir 'n oomblik daaroor na. En kyk bietjie hierna. Die koninkryk van Mali was letterlik die tweede grootste moontlikheid in die hele wêreld. Dis absoluut verstommend as 'n mens daaraan dink. Hulle was reg daarbo, direk agter die magtige Mongoolse ryk. Ons praat dus nie van 'n klein, onbenullige koninkrykie nie, nee. Dit was 'n absolute wêreldmoontlikheid met onsaglike grondgebied en ongelooflike invloed. Kom ons kyk bietjie na die man in beheer en tik sommer so 'n paar belangrike eksamenvrae gelyktydig af. Aan die stuur van hierdie reusagtige ryk was die heel belangrikste koning van Mali, Mansa Musa. Hy het geregeer van 1312 tot 1337 en terloops, net so vinnige feit, die woord Mansa beteken letterlik koning. Nou wat regtig fascinerend is van sy tydperk, is sy briljante planne om die land te bou. Eerstens het hy landbou massief gedryf deur mense aan te moedig om dinge soos katoen, bone, rys en eie te plant. En dan sy absolute meesterskyf vir rykdom, belasting. Mali het skatryk geword deur bloot belasting te hef op die in- en uitvoer van twee baie spesifieke dinge: sout en goud. En weet julle, met daardie soort rykdom kom ongelooflike mag. Mansa Musa het twee byname gehad wat julle beslis vir die toets moet onthou. Musa, die Magnifieke, en die leeu van Mali. Dit klink amper soos iets uit 'n fliek, reg? Dit was kragtige simbole van sy mag en dapperheid. Maar wag, hier is waar die geskiedenis regtig geraai sal word. Wat van die koning net voor hom? Wel, in 1310 het koning Abu Bakr II 'n absolute brandende begeerte gehad om te sien wat presies aanderkant die Atlantiese Oseaan lê. Hy pak toe 'n massiewe ekspedisie van 400 skepe bymekaar, vaar daardie onbekende oseaan in en verdwyn soos mis voor die son, spoorloos. Tot vandag toe weet niemand wat regtig gebeur het nie. Het hulle in 'n storm beland of het hulle dalk lank voor Columbus al in Amerika aangekom? Dis 'n fascinerende raaisel. Maar goed, terwyl sommige wou oseane verken, het die ryk se eie oorlewing op land van 'n heel ander waterbron afgehang. En dit bring ons by nog 'n belangrike vraag. Waarom was die Nigerrivier so ontsettend deurslaggewend vir die koninkryk van Mali? Onthou, in antieke tye het geografie altyd bepaal of 'n ryk gaan oorleef of ineenstort. Die antwoord is eintlik doeteenvoudig, maar letterlik 'n saak van lewe en dood. Die Nigerrivier was basies Mali se hoofweg. Dit was net soveel makliker en baie vinniger om goedere en mense per boot te vervoer in plaas daarvan om deur daardie brandende, onvergeeflike woestyn te ploeter. Boonop was dit die absolute lewensaar vir die mense daar. Byna al die dorpe was naby hierdie rivier gebou sodat hulle altyd lewensnoodsaaklike vars water kon hê. Reg, so die ryk was stabiel, ryk en veilig. Dit bring ons by deel 2 van ons verkenning, die epiese reis. Vra jouself af, waarom op aarde sou 'n skatryk en magtige koning soos Mansa Musa in 1324 skielik besluit om sy ryk agter te laat en 'n massiewe pelgrimstog na Mekka aan te pak? Wel, Mansa Musa was 'n uiters toegewyde moslim, en in die islamitiese geloof is dit 'n godsdienstige plig vir almal wat dit moontlik kan bekostig om ten minste een keer 'n pelgrimstog, wat hulle die Hajj noem, na die heilige stad Mekka te onderneem. Dit was dus 'n diep geestelike roeping, en hierdie roeping het ontaard in een van die mees legendariese reise in die wêreldgeskiedenis. En as ons sê toegewyd, bedoel ons regtig toegewyd. Kyk bietjie na hierdie nommer, 4800 kilometer. Dit is ondenkbaar ver. Dis amper 30.000 soekervelde langs mekaar gepak. En onthou, hierdie was lank voor ons treine of vliegtuie gehad het. Hierdie massiewe tog oor die uitgestrekte woestyn het 'n volle jaar geneem om te voltooi.
En hy het beslis nie alleen gereis nie. O nee, die logistiek van hierdie reis is amper absurd. Mansa Musa het 'n gevolg van 60.000 mense saamgevat. Kan julle dit indink? 'n Hele lewendige stad wat deur die sand beweeg, soldate, handelaars, slawe. En as dit nie reeds oordadig genoeg klink nie, het hy 80 kamele saamgeneem wat elk gelaai was met 200 kg suiwer goud. Ek meen, dit moes 'n absolute skouspel gewees het. So nou kan jy dink, hierdie reusagtige karavaan vol goud stop op pad in Egipte. Wat dink julle was die ware ekonomiese gevolg van Mansa Musa se uiterste, byna ongekende vrygewigheid toe hy daar in Kaïro gestop het? Vir my is hierdie een van die wildste feite in ons geskiedenis. Hy was so ongelooflik vrygewig en het soveel goud aan die armes uitgedeel en in die markte spandeer, dat goud wel, dit het basies sy waarde oornag verloor. Onder as skielik so onsaglik baie goud in omloop was dit glad nie meer skaars nie. Die hele goudmark en die prys daarvan in Kaïro het heeltemal ineengestort. Dink net, een man se vrygewigheid het 'n internasionale ekonomie so erg ontwrig dat dit hulle letterlik jare geneem het om net te herstel. Natuurlik het daardie massiewe reis groot gevolge gehad, iets wat jy verseker in die eksamen kan verwag. Die ironie van alles is dat, nadat hy byna al sy goud weggeskenk het, hy homself op die pad terug amper bankrot bevind het en letterlik self goud moes leen. Maar behalwe vir die geldelike kant, het hy 'n ongelooflike roete van geloof agtergelaat deur te betaal vir die bou van 'n nuwe moskee oral waar sy karavaan gestop het. En dalk die heel belangrikste impak, sy reis het soveel aandag wêreldwyd getrek dat Mali uiteindelik vir die heel eerste keer duidelik op die kaarte van Europa en die Midde-Ooste ingeteken is. Die wêreld het finaal geweet presies hoe ryk Mali was. So, hy kom toe uiteindelik weer tuis. Maar wat was die langtermyn-effek op Mali self? Wel, Mansa Musa het glad nie met leë hande teruggekeer nie. Hy het van die heel slimste geleerdes, meester-argitekte en die skaarsste boeke in die islamitiese wêreld saam met hom na Mali gebring. Hierdie massiewe instroming van kennis het Mali in 'n florerende sentrum vir geleerdheid verander. En omdat almal toe ewe skielik met hom wou besigheid doen, het buitelandse handelaars begin instroom. Meer handel het outomaties gelei tot baie meer belastinggeld vir sy koninkryk. Sy pelgrimstog was, as jy regtig daaraan dink, die mees suksesvolle bemarkingsveldtog ooit. Dit neem ons mooi oor na deel 3 van ons opsomming, die argitektuur en die erfenis. Weet julle miskien wie die meesterbrein agter die bou van die beroemde groot moskee, die Djingareyber was? En nog belangriker, hoeveel daardie argitek in goud betaal is? Sy naam was Al-Sail. Hy was een van daardie briljante breine wat Mansa Musa reguit uit Mekka saamgebring het. En as jy dink vandag se argitekte word goed betaal, dink weer. Mansa Musa het hom 'n verbuisterende 200 kg suiwer goud gegee net om hierdie een moskee te ontwerp. Dis 'n absolute fortuin, maar aan die ander kant het hy 'n struktuur geskep wat werklik deur die eeue sou bly staan. Maar hier is die groot vangplek. In daardie streek bou jy nie met moderne sement en staal nie. Wat ons by 'n baie spesifieke en dalk so 'n bietjie vreemde eksamenvraag bring. Uit watter presiese materiale is die groot moskee se unieke bakstene gemaak? Hier is 'n eksamenfeit wat jy beslis nie gou sal vergeet nie. Die bouers het 'n antieke resep gebruik van natuurlike dinge wat rondom hulle beskikbaar was. Sand, kalksteen, klei, water en strooi. Maar die spesiale bindende geheime bestanddeel, dieremis. Ja, jy het my reg gehoor. Dieremis wat hard in die son gedroog is. Dit klink dalk vir ons bietjie rof, maar daardie kombinasie was briljant en uiters effektief om die intense Afrika hitte te hanteer. Nou graad 7s, maak julle ore groot vir hierdie een want dit pop amper altyd in toetse op, die 3 hoofkenmerke van hierdie moskee. Nommer 1, dit is ontwerp met besonder dik mure. Dit was basies al 'n antieke weergawe van ligverskorsing om die binnekant lekker koel te hou. Nommer 2, dit was massief, met genoeg spasie om 2000 mense te laat saambid. En nommer 3, as jy na foto's van die gebou kyk, sal jy sien daar is 2 groot torings of minarette met houtpale wat reguit uit die mure steek. Hulle lyk amper soos juistervarkpenne. Daardie pale was nie net vir die mooi nie, dit het die struktuur versterk en werk soos permanente lerres, sodat werkers kan opklim vir stelwerk.
En glo my, daardie herstelwerk is lewensbelangrik. Omdat die geboue van modder gemaak is, verweer hulle vinnig in die son en reën, so die mure moet gereeld met vars modder gesmeer word. Die plaaslike mense doen dit vandag nog so, veral by die beroemde Jenne Moskee, wat in 1907 voltooi is en terloops die grootste modderstruktuur in die hele wêreld is. Om seker te maak hierdie onvervangbare stukke geskiedenis verdwyn nie eendag nie, is beide hierdie strukture in 1988 amptelik as UNESCO wêrelderfenisterreine verklaar vir beskerming. Wat ons by 'n finale gedagte bring om so 'n bietjie oor te kou. Mansa Musa het sonder twyfel meer goud gehad as enigiemand anders in die geskiedenis. Maar word ware rykdom regtig net gemeet aan die swaar goud op 'n kameel se rug? Of lê dit in die skole, die moskeeë en die pragtige wêrelderfenis wat na meer as 700 jaar steeds trots in die woestynson staan? Ek hoop hierdie verkenning het die antieke koninkryk van Mali werklik vir julle laat lewe. Baie sterkte met haar graad 7 geskiedenis eksamen. Met hierdie feite in die sak gaan julle dit absoluut bemeester.